Goeiemôre op die Sondagoggend, die 21ste Junie. Baie welkom, ek hoop jy het heerlik geslaap, ek hoop jy regtig jy het 'n lekker nagrus gehad en ek bid vir jou 'n pragtige Sondag toe. Ek is baie bevoorreg, maar ek het gekom van Riebeeck af, so die hele familietjie is hier op hierdie Sondag uit gisteraand gekom, veilig hier aangekom en die hele familietjie kuier hier by my. Vir hierdie naweek het Vanessa en die kinders en Mac het hulle nou gejoin. So met ander woorde, almal is hier so met hierdie spesiale dag vir alle vaders wat ingeskakel is. Baie gelukkige Vadersdag. Ek hoop jy het 'n stunning Vadersdag as jy van jou kinders of kleinkinders daar is. En ek dink ons moet dit selfs waardeer as ons nie naby mekaar is, ons kan ten minste 'n foon optel of met mekaar praat. Deesdae is die internet so fenomenaal, die ouens kan ingaan op Skype en ons kan met mekaar Skype en mekaar, al sit jou kinders in Engeland of sit hulle in Australië of sit hulle in Italië of sit hulle in Nieu-Seeland of hulle sit hulle in Amerika, ons kan nog steeds Skype met mekaar en lekker gesels of die foon optel en 'n lekker gesprek met mekaar aanknop en sê, hoe gaan dit met jou, gesels met my, kom ons praat en ons chat net 'n bietjie, in ons geval, ons verlang na die kinders, so ja, dan kan jy dan vir 'n slag, die kinders is nou nie veel gespin met deesdae foon WhatsApp messages nie, hulle wil net hello en bye sê, dan sal hulle weer aan hulle merry way, soos die Engelse sê, so ja, die kinders is, maar die ouer mense, die ouers en die grootouers, hulle verlang na mekaar, hulle wil so af en toe mekaar sy gesigte sien en vir mekaar sê, hallo, hoe gaan dit met jou, net mekaar sien vir 'n slag. Ek dink, vanoggend wil ek nou op 'n snaakse topic raak, ek dink ek gaan die topic vir jou beantwoord, as jy dink jy gaan vanoggend 'n klinkklare antwoord kry, dan jy nou verkeerd gedink, dit is nie so nie, ek wil net so liggies aanraak daaroor, en dan miskien kan ons so 'n bietjie praat daaroor en net kyk wat die Bybel sê. Die Bybel gee miskien ook nie vir jou 'n klinkklare antwoord nie. Jy moet net een ding onthou, ons kyk deur 'n glas wat baie vaal is op die oomblik. Dit is soos die glas wat opgewasem is, jy kan nie lekker sien nie. En ek dink as ek en jy ek het nou eendag met my vrou die gesprek gehad, ek dink as ek en jy eendag in die hemel is, dan is dit die ideale plek om vir Jesus alles te vra, vir God alles te vra en te sê, verduidelik my, hoekom het dit en hoekom het dat gebeur. Maar ek dink persoonlik, as die oomblik so groot raak, dat jy en ek in Jesus se voete sit, is daai vraag nie meer 'n vraag nie. Ek meen die pure joy om by Jesus se voete te sit, ek meen dis is tog waarna toe ons graag wil gaan, dis tog waarna toe ons pad is, dis vir ons baie mooi gestel, die aarde is nie my en jou blyplek nie, ons beweeg net deur die in, miskien moet ons so beginne lewe, dis hoekom dit baie belangriker is om aandag te gee aan jou hemelse skatte, voordat jy aandag gee aan jou aardse skatte. As ons wil die vraag beantwoord met hoekom gebeur goeie dinge met slegte mense, moet ons afkyk, ons hoef regtig nie eers deesdae die koerante oop te maak, of die nuus te luister, om te sien hoe dit gaan, om dit te besef nie, nee, ons kan sommer hier in ons eie middere beginne kyk. Ek weet nie of jy dieselfde liewe het, elkeen van ons het ander ondervindings, moet almal gebeur, ander dinge, anderste, toe ek en Saldanha aangekom het, en dis voel soos gister, dit is nou so 'n bietjie meer as 6 maande terug, ek dink ons is in die 7de maand, het daai selfde maand wat ek ingetrek het, net die volgende maand, ons het ingetrek die 19de November, en in Desember, vroeg in Desember, het my vriend, wat ek op daai stadium toe nog nie eers gesien het, ek is al so 2 weke, 3 weke hier, maar het gaan soos chaos, is sy vrou oorlede, en toe vind ons dit uit, en toe het ek van WhatsApp, en toe het ons begin kuier by mekaar, en dat ek hom net kan help met ondersteuning. Jy hoef nie ver te kyk, as jy in jou eie lewe kyk, waar het jy geval nie, waar het dit swart geraak in jou nie. Dan wonder jy baie keer, of dan wonder ek baie keer, of dan wonder ons baie keer, hoekom gebeur slegte dinge met goeie mense? As jy in die Bybel kyk, en jy soek meer antwoorde, en jy gaan dieper kyk, en kyk jy met Dawid, hoe dit met Dawid gegaan het, waar Dawid begin het, en waar Dawid gedraai het,
dan kyk jy 'n bietjie, sy afdraaipaaie wat Dawid geneem het, was baie keer deur persoonlike keuses, wat ook voor ons deure staan. Dit het nie altyd sommer net gebeur nie. As jy byvoorbeeld kyk na bekendes soos Job, kyk 'n bietjie na Job, hoe sy pad geloop het, hoekom dinge gebeur het met Job. Almal is verskillend gebeur, almal gebeur verskillende dinge. Op almal gebeur dinge verskillend. En dis nie altyd te sê nie. Ek het eendag die volgende gehoor van, daar was 'n skool skietery in Amerika, en toe het iemand gevra, hoekom laat Jesus dit toe? So asof Jesus die evil had gebeur in die wêreld. Toe het iemand vir die persoon gesê, maar julle laat nie eers vir Jesus toe in julle skool nie. Daar's nie meer Bybelstudie in die oggende of open met gebed nie. Nou gebeur iets slegs en dan die eerste wat julle doen, die maklikste stok om te gryp is, hoekom het Jesus dit toegelaat? Maar soos ek sê, julle laat nie vir Jesus toe daar nie, maar as so iets gebeur, dan vra julle, hoekom het Jesus dit toegelaat? So, daar's verskriklik baie dinge, verskriklik baie vrae. Ek self het my dogter aan die dood afgestaan en ek moes deur baie diep dinge werk. Maar een ding wat ek vir jou kan sê, daar is 'n liewe Vader wat my hoor vanoggend, ek het nooit ooit vir Jesus kwaadlik geneem. Maar dit sê blijkbaar, dis een van die dinge wat met die verwerking van trauma, as jy iemand aan die dood afstaan, iemand naby jou is, om vir God kwaad te wees, maar ek was nog nooit vir Jesus of vir God kwaad, toe Melissa oorlede is nie. Dis iets waardeur jy moes werk, maar een ding wat ek wel gedoen het, is toe ons by die huis gekom het, ek en my vrou, nadat ons van die ongelukstoneel afgekom het, van die pad af, het ek gevra, kan ons vir ons bid, en dit het seker 'n uur gevat om 'n 10 minute gebed te bid, want ek was verskriklik, ons albei was verskriklik emosioneel, waar ek ook vir die Here gevra het, om ons in hierdie donker tyd deur te dra, vir ons vlerke te gee om te vlieg, want as jy deur sleg tye gaan, dan raak dit moeilik, ek meen, jy het nie die krag nie, en jy het iemand nodig om jou te dra, iemand nodig om jou daar oor te vat. En toe ek besig was met die verwerking van die dood, toe kom ek agter, ek is nie uniek nie. Ek is glad nie uniek nie. Ek wil nie voorbeelde maak vir oggend nie, maar ek wil wel sê dat ek begin rondkyk het en rondom my kyk, toe kom ek agter, Meld, jy stap nie op 'n platform waarop ander nie stap nie, ons almal stap op daai selfde platform. En jou buurman langs aan jou vriend, mense met wie jy bevriend is, in die geval toe ek in besigheid betrokke was, kliënte, hulle loop almal deur dieselfde. Hulle word onder dieselfde kam geskeer, met hulle gebeur dieselfde as met my en jou, en ons dink baie keer as ons aan Jesus glo, of as ons Christene word, dan dink ons, wow, nou gaan alles goed gaan met ons, en Jesus waarborg dit nooit vir ons nie, nêrens nie. Maar ek wil wel vir jou sê, om jou Bybel oop te maak vanoggend, ons lees 'n stukkie, ek sê weer eens, ons gaan nie klinkklaar antwoorde kry op hierdie Sondagoggend, op hierdie Vadersdag nie, maar miskien net so 'n stukkie kyk wat die Bybel sê, miskien kan ons dit op toepassing maak, in my en jou stryd in die lewe, in my en jou swaar kry in die lewe. As jy jou Bybel vat en jy maak jou Bybel oop in Jakobus 1, ons gaan lees vanaf vers 2 tot en met vers 8. Jakobus 1 vanaf vers 2 tot 8. Mense, ek wil net vra, as ons deur diep water loop, een van die belangrike dinge is, onthou jy dat daai stukkie van Who Wants to be a Millionaire, daar's 'n paar lifelines, en jy en ek het 'n paar lifelines. Een van die lifelines wat ons het, is onmiddellik vir ons Hemelse Vader aan te roep en te sê, help en dra. En dan is ek en almal ons hele Christelike familie wat ingeskakel is by Kom Laat Ons Boeke, is jou vriende, jou familie, kontak hulle, vra vir hulle, kontak my en sê vir my, Meld, asseblief bid vir my, want gebed dra verskriklik krag. As ons dit besef, miskien hierdie stukkie gaan miskien gepaard
met die volgende vraag: gebed dra krag. Ons kan jou help. Ons kan nie jou probleem verander met gebed nie, maar ons kan help om jou te dra. Ons kan help om jou op te dra aan die Here en sê, Here, help hierdie persoon. Ons voel regtig, ons dra hom op. Ons wil hom graag deel raak van sy swaar kry en vir hom help dra in hierdie donker tye. Jy is regtig meer as welkom om te kontak enige een van jou vriende of vriendinne. Wij kom laat ons boeke vat en sê, dra ons op in gebed. Hoe meer gebede, hoe beter. Hoe het een dag gesê, het vir 'n persoon gevra, hy is al toe ver suksesvol in die lewe, vra, hoe het jy tot hier gekom? Toe sê hy, my ma se gebede. En dit was so 'n pragtige antwoord. My ma se gebede het my hier gekry. So ja, dis baie belangrik. Ons lees uit Jakobus 1 vanoggend op hierdie Sondagoggend, die 18de, ek sê die 18de, baie jammer, die 21ste Junie, lees ons uit Jakobus 1 vanaf vers 2 tot en met vers 8. Net kyk, ek gaan my tyd oorskry. Kom ons lees hom. My broers, julle moet baie bly wees, of my susters, julle moet baie bly wees, wanneer allerlei beproewings oor julle kom, want soos julle weet, as julle geloof die toets deurstaan het, stel dat julle in staat om te volhard. En die volharding moet einduit volgehou word, sodat julle tot volle geestelike rypheid kan kom, sonder enige tekortkominge. As een van julle wysheid kortkom, moet hy dit van God bid. En hy sal dit aan hom gee, want God gee aan almal, sonder voorbehoud en sonder verwyte. Maar 'n mens moet gelowig bid en nie twyfel nie, want iemand wat twyfel is soos 'n brander in die see wat deur die wind aangejaag en heen en weer gedryf word. So 'n mens wat altyd aan die twyfel is en onbestendig is in al sy doen en late, moenie dink dat hy iets van die Here sal ontvang nie. Pragtige stukkie, jy is meer as welkom om gaan aan te lees of te lees die stukkie voor waarmee jy begin en daarna by Jakobus 1 vanaf vers oggend. Ek hoop jy het 'n amazing Vadersdag verder. Kom ons maak ons oor toe. Liefdevolle Hemelse Vader, baie dankie Here vir die woord vanoggend. Dankie vir Jakobus 1. En dankie Here dat ons elke oggend net 'n stukkie het om ons te dra en te lees vir die dag en wat ons verder vat in die dag. En ons weet Here, U weet presies wat in ons omstandighede aangaan. U het self toe U op die aarde was, Jesus het U gehuil as mense swaar kry, as mense persone aan die dood afgestaan het. Here, so U verstaan, U weet hoe ons voel. En dankie vir die Heilige Gees wat daar is om ons te ondersteun en dra in tye van nood en tye van swaar kry. Dankie daarvoor. Dankie dat ons kinders van U genoem kan word en dankie dat U lief is vir ons. Help ons in swaar tye, dra ons, gee ons vlerke. Help ons om die liefdesbaadjie aan te trek vir oggend, Here. Help ons dat ons dit uitlewe aan almal rondom ons. Vergeef ons sondes en vergeet asseblief en help ons om ons skuldenaars te vergewe. Ons reik uit na die hemel vir oggend, Here. Ons kyk op na U. Ons stoot ons arms in die hemel. Ons hande steek ons op na U en ons sê, Jesus, take the wheel, Here, vat asseblief ons lewens en geestesvoertuig en bestuur ons in die jaar wat voorlê. Want by U is ons veilig, U bly in beheer. Om U naam se wil alleen. Amen.